Waar bly jy presies, en nou praat ons nou vanoggend met jou, waar bly jy presies in Nyasa, jou adres? Tempelmanstraat 42. Tempelmanstraat Ja. 42. As ons nou die woord, die straatnaam hoor, Tempelmanstraat. En die eerste week was dit omtrent soos 'n viewing site. Ek Amper glo- karre van George oral oor Gauteng karre en die hele tyd soos 'n taxi straat in die straat afgery om te kyk hoe dit lyk hoe al die huise afgebrand het. Hoeveel huise is rondom jou afgebrand? My bure aan weerskante albei is afgebrand. Die bure aan die oorkant van die straat is ook afgebrand. Dan is daar 'n hoek wat leeg is. Hy het nie afgebrand nie. As jy om die hoek gaan in McClellandstraat het al die huise aan die linkerkant het afgebrand. As jy van my bure afgaan tot aan die onderkant van Tempelman, dan sou ek skat omtrent 95% van die huise het afgebrand. Daar's omtrent so 5% van die huise tot aan die onderkant van Tempelman wat nie gebrand het nie. So wat jy vanmôre vir my wil sê, is Tempelmanstraat was die kern van die war zone, amper as 'n mens dit sou kon gesê het. Ja, dit was baie rof. Sê gou vir my, waar was jy toe, net kort, waar was jy toe die nuus gehoor het, die brand kom? Ek het die oggend het ons die brande so Nyasa gesien, maar ou het nie geweet hoe erg dit is nie. So ek was by die hotel gewees, ek het gewerk vir die dag. Ek wil net sê hy werk by die hotel. Hy sorg dat dit baie netjies en baie mooi daar by Konrad Bezula is. Ja, en die moeilikheid was gewees hier rondom 4uur, 5uur se kant het almal begin die HOD's het begin sê hulle wil huis toe gaan, hulle is ge-worried oor hulle ouens by die huis. En ek het toe vir die general manager gevra, het hy my nodig? Toe sê hy, Philip, please, I need you. We've got 53 people in-house, which if the fire comes this side, we have to evacuate everybody. So jy was so ek was so tussen die duiwel en die blou see, en ek het toe vir my vrou so net geskakel om te hoor, hoe lyk dinge by die huis, en vir haar gevra, sy met my die hele tyd op hoogte hou, hoe lyk dinge? En op daai stadium het sy vir my gesê, nee, dit lyk alraai, daar's baie rook, sy sien baie rook, maar die vuur is daar ver, daar aan die ander kant by Samola. So, dit het my half gerus gestel. Okay, so jy was nou so half en half gerus gewees. Wanneer tref dit toe nou? Dis nou moeilikheid. Ek kry toe skielik, ons het so 'n WhatsApp groepie by die werk, en skielik kom daar 'n WhatsApp deur wat sê die eerste huis in Tempelman het afgebrand. Ek dink dis seker 'n spelfout, want ek het 5 minute gelede met my vrou gepraat en sy sê die brande is by Samola, nie in Tempelman nie. Samola is aan die ander kant van die vallei, dis bitterlik ver van Tempelmanstraat. So toe besef ek, toe dog ek eers dis 'n fout. En ek bel haar toe en sy sê nee, sy sien nog steeds net die rook. Toe dog ek nee, dis seker iemand seker 'n foutjie gemaak. Ons het daai eerste geleentheid met Louis, toe het ons nou presies hieroor gepraat, hoe 'n mens baie keer wanneer dit nou gebeur, amper soort van daai ontkenning is, nee, dit gaan ons nou nie by ons uitkom nie, dit brand daar. Wat ek nou vir jou gevra het, jy was, met ander woorde, glad nie daar toe daai straat begin brand nie. Nee, ek was glad nie daar nie. Was jy ooit daar gewees? Of het jy net vir hulle gesê, kom, los alles daar, kry my op 'n plek? Nee, ek het vir my vrou gevra sy met my laat weet sodra dit nodig is om my om te kom, en ek het vir haar gesê toe ek nou hoor hulle praat van die vure in Tempelman, dalk vir ingeval net 'n tassie pak. Jy weet, pak 'n tassie met 'n paar klere en vat die amper soos daai aand voor kraam, jy weet, pak net 'n tassie die nodige, ja. Ons is seker so 'n maand en 'n half so gelede het ons verskriklike brande in Hamelkop gehad op die plaasie. Buitekant George nou. Buitekant naby Kleinbrand. En ons moes die plaashuis ontruim en ek onthou daar het die ouens ook vir my gesê, pak jou nodigste goed in. Hy sê vir my, het jy alles ingepak? Wat moet jy nou inpak? Weet so, daar het ek vir haar gesê, pak net nodige goedjies in. Klere, jy weet, net vir in case dat as dit nodig is kan ons die goedjies vat, kan jy die goed vat. En toe kom sy op 'n kol. Nee, sy het my toe laat weet ek moet nou kom. So toe het ek besluit ek gaan die werk se vervoer vra om my te vat na die hotel toe na die huis toe want ek wil toe nie nog 'n kar daar hê nie, want die een kar staan in die garage en die bakkie staan toe op die straat. So ek wil toe graag kyk of ek die voertuie kan spaar ten minste.
Toe jy nou uiteindelik, ek neem aan jy het toe nou daar gekom. Nee, ek het nooit in Tempelman gekom nie. Nou vertel jy my. So met ander woorde toe jy nou soek toe ry, toe kom jy agter my jy kan nie. Toe ek besig is om te ry, toe bel my vrou my, toe sê sy hulle moes ontruim. Toe sê ek vir ek kom, ons gaan die bakkie haal. Toe sê sy vir my daar's geen manier. Jy kan nie. Die vlamme is oral in die straat. Miskien het ek nou amper vir Sonet gevra het, maar toe jy dit hoor en jy hoor die hele Tempelman is aan die brand. Wat het hier jou gedagtes gegaan? Ek dink dit was daai selfde gevoel al van op die plaas, daai gevoel van magteloosheid, want jy weet nie wat om te doen nie. Ou voel dan bly hulle is uit en jy weet hulle is veilig. Maar 'n ou is maar bekommerd. Het jy 'n soort van afskeid geneem van die huis? Ek dink op daai stadium was, omdat ek dit nie self gesien het nie, het ek half moed gehad, dat ek gevoel het, dit gaan oukei wees. Maar ons het die aand toe die hele hotel ontruim, en ons het in 'n restaurant in die Waterfront met 53 Indiërs gaan slaap, en toe ons gesien het, die hele berg is rooi, en elke nou en dan sien jy net, daar gaan 'n gasbottel, en dan sê die een ou van Johannesburg vir my, hoeveel gasbottels het julle by die huis? En sê ek, wel, ons het nou net die 2 48 kg gerefill hierdie week, so daar's 2 48 kg aan die een kant van die huis, en 2 19 kg gas aan die ander kant van die huis. Dan sê hy vir my, jy weet julle huis is weg. So, ja, ek so dink elke keer as 'n gasbottel pop, dan Ja. wonder jy of dit dalk joune is, ja. joune is. Ja. Die ongelooflike is, toe jy daai volgende môre of laat aand, weet nie wanneer jy gery het nie. Ja, dit was, ons het die volgende oggend, ons het deur die nag toe in die restaurant daar gebly op die Waterfront, en die ouens daar laat slaap op die vloer. En so ek moet sê, ek het die volgende oggend gevoel, ek wil hierdie ding uitstel. Eintlik wil ek gaan kyk, maar ek wil nie gaan Jy wil nie kyk. gaan kyk. Ek is te bang eintlik. So ek dink hier rondom 8:00, 7:00, 7:30 se kant, het ek toe, my vrou hulle toe by mense in die dorp oorgebly. Hulle moes daar ontruim, maar hulle kon toe ten minste die nag weer terug gaan soontoe. So toe het ons besluit, ons gaan nou huis toe gaan. Ons het toe nou van die bokant van Rio se kant af. Ja, maar ek wil nou vir jou vra, toe jy nou so aanry, my eerste gevoel is, ek het dadelik begin huil. Toe ek sien hoe die huise, op daai stadium het ek nie die huise in Tempelman gesien nie, ek het die huise gesien aan die agterkant van daai valleitjie, ek is nie seker wat daai straatnaam is nie, waar al die huise so teen die kop afgebrand het, dis net wrakke. So ou dadelik, weet jy, oorstelp geraak van die trane, om te sien hoe baksteenplekke afgebrand het, ek geweet 'n baksteenplek kan so brand nie. So dit was skokkend, en toe ry ons nou af, ons het 'n rukkie voor het iemand vir ons gesê, hy in die dorp het by Esmail se huis aangekom, en hy sê vir my, hy dink ons huis staan, en hy dink daar staan 'n koltbakkie op die straat, tog, maar ek dink nie, dit kan moontlik wees nie, maar ek hoop hy's reg. so ook weer daai geval van, jy hoor goed, en dan hoor jy dit, en jy weet self nie. Ja, hy onsekerheid. Ja. Ok, en daar ry jy nou. En ons ry toe, en toe so eentjie afry, toe sien ek, ons huis is 'n dubbelverdieping, en hy's geel, so hy staan redelik uit, en toe ons so om die een draai kom, toe sien ek die huis staan, en vraggies, daar staan die bakkie op, nog langs aan die heining, en die 4 bome langs aan die bakkie het almal afgebrand, die kant van die bakkie is geel gebrand, maar die bakkie staan, hy het nie gebrand nie. Daar's 'n man wat sê dis 'n Ford, seker. Gelukkig was dit 'n Mitsubishi. Hoorie Philip, wat gaan dan deur jou? Ek dink 'n ou is verslae, en ek dink die grootste verslaagheid was om te sien hoe lyk die bure se huise. En as jy na die voorkant van die huis kyk, dan lyk die huis oukei, en die heining staan, en die hekkies is gesluit, en as jy hekkie oopmaak aan die agterkant, dan is daar niks nie. Die erf is afgebrand, die tanks is afgebrand, die tuinhuis is afgebrand, die kant van die muur, al die elektriese drade is afgebrand, die gasgeyser is afgebrand, die gaspype is gesmelt, maar die huis het nie gebrand nie. Ongelooflik. Ja, dit was ongelooflik. Ek wil jou vra, voel jy 'n bietjie soos 'n wit broodjie,
God se wit broodjie. Um, As jy praat Tempelmanstraat, ja, ek moet sê 'n paar van die ouens van die werk ook van Johannesburg het ook vir my gevra wat daar gery het. Toe sê hulle vir my so Philip, what did you do? Why is your house still standing and the rest burned down? Surely you must have prayed a lot. Ja, ons het gebid en ons het vir mense op WhatsApp groepies van die familie gestuur om te bid. Maar het kan nie wees net omdat ons gebid het nie. En 'n ou besef net, maar dis absoluut net genade uit die Here se hart. Dis soos Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis. Daar's niks wat ons gedoen het om dit te kan verdien nie. ek is so En 'n ou voel amazed. skuldig teenoor die bure. Ek het my Engelse bure aan die een kant vir die eerste keer ontmoet. En nou sê vir ou aangename kennis na 2,5 jaar wat ons daar bly, sê vir ou aangename kennis en sê vir hom, ek's jammer oor jou huis, want die ou staan voor sy huis en dis as, alles is afgebrand. Die goed aan die binnekant kan jy net sien, daar was die geyser. Ek het by my in my tuinhuisie, probeer ek nou onthou wat's in die tuinhuisie, en dan soek ek vir die aluminium leer. Waar is die aluminium leer? Al wat oorgebly het van die aluminium leer was die hinges. Die hinges. Ja. Goeie skeniere daai leer. Ja, die hinges het gebly. Ek wou jou daai vraag gevra het, want ek het nogal 'n gevoel gehad dat jy dit vir my gaan sê. Daai ding van ek staan by my huis, hy staan. Dis absolute genade. En hierdie ou hier langs my, wat ek amper nou nie eers ken nie. Jy's so deel met hom. Dat jy vir sy part wil huil. Ja, absoluut. En dis vir my 'n amazing ding van hierdie hele brand, is dat ons amper die hele spektrum van gebeure in hierdie brand het. Van uit die aard van die saak nie al die antwoorde nie, want as daar nou 'n klomp vrae is wat 'n mens sou kon vra, hoe gaan 'n mens al die antwoorde soek? Maar die persoonlike ervaring, daai geloofsantwoord, is vir my kosbaar. Heidi wat laasweek gesê het, sy het net so af en bietjie die ringetjie en al die goedjies wat Wayne vir haar uitgedra het. Maar nog steeds God se teenwoordigheid, wat sy beleef het. Jy wat in Rieustraat afry, draai maak in Tempelman te sien, daar staan my plek. Here, sal nie verstaan nie, maar dankie. Ja, absoluut. Ek wil vir jou dankie sê dat jy dit met ons kom deel het. Want ek dink ons het nou die volle sirkel half geloop. Van hardloop, Ben, oor die treinbrug, om te gaan probeer red. Ander ouens wat wou probeer kom help het, maar wat doodgewoon deur die vure uitnuisnig gehou is. Heidi wat magteloos staan en kyk het hoe dit tot niet brand. Jy wat eintlik onseker was tot jy gesien het, dat daar ook te midde van die brand sulke genades was, en dat jy daarvan deel kon wees. Philip, Sonet, baie dankie, en ek is saam met julle bly. En ons huil saam met Heidi. Ek dink dis wat gebeur. Is dat jy, ons kan nie sê, wow, dit is omdat dit gebeur het. Wow, dis omdat dit gebeur het nie. Dis absoluut Net genade. net God. Dis genade.